Ja, soos Annelie vanoggend gesê het, die wêreld is mal om ons. Ons sien elke dag soveel, elkeen van ons wat deur beproewing gaan. En dit lyk elke keer as ons nuus kyk en hoor wat in die wêreld aangaan, dan lyk dit of dinge erger word. En tog sê die Bybel dit vir ons in die eindtyd sal dit wat reg is of reg was verkeerd wees. En dit wat verkeerd was sal reg wees. En ons kan dit elke dag sien. En dan is daar mense wat vra van hoekom gebeur hierdie goeters? En die vraag op, het die Here wat alles geskaap het, dan die duiwel gemaak? En die antwoord is baie simpel, is nee. Die Here het voor die skepping die engele gemaak om hom te dien en hom te aanbid. En Lucifer, dit wat ons vandag ken as die duiwel, as jy bietjie gaan lees oor dit, word hy beskryf in Engels as 'n mighty and majestic angel. Nou ons ken almal, noem maar maar groot mense, groot geeste. Donald Trump is nou die sterkste man of die magtigste man in die wêreld, maar hy is nog steeds nie, word hy na verwys as majestic nie. Daar's 'n verwysing na die duiwel of na Lucifer as 'n mighty en majestic angel. En hy het in sy magsposisie gesien hoe sy mede-engele God aanbid en hy wou meer gewees het as dit. En hy het gerebelleer. Nou vir almal van ons wat ouer kinders het, en vir die wat nog bietjie jonger is, dit kom, as jou kind nie luister nie, dan rebelleer hy. Ons almal het ook teen ons eie ouers gerebelleer as ons nie wou luister nie. En rebellie is net niks anders as ongehoorsaamheid. So Lucifer was ongehoorsaam aan dit wat die Here vir hom gesê het om te doen, of die werk wat hy vir hom gegee het. En weer eens, as jy bietjie gaan lees daaroor, dan sê hulle, Lucifer was 'n beskermengel gewees. Maar deur sy rebellie was hy en sy engele wat gekies het om hom te volg, uit die hemel verban. En hy's tans besig op die aarde. Dit is waar hy werk. Toe Jesus getoets was deur die duiwel, dan staan hy op 'n plek en sê hy gee vir jou alles hierdie, want dit was syne gewees om te gee. Maar Lucifer se ongehoorsaamheid maak hom dan die Satan. En omdat hy werk soos dit hy werk, is hy uit om ons te toets. So die Here het nie die duiwel gemaak nie. Lucifer het gekies om te gaan teen wat die Here vir hom gegee het, te rebelleer daarteen, en hy het die Satan geword. Nou net so het ek en jy elke dag 'n keuse om die Here te gehoorsaam. Ons het nou net deur Paasfees gegaan wat ons gesien het, die amazing ding wat Jesus Christus vir ons op Golgotha gedoen het. Die prys wat hy betaal het om vir my en vir jou los te koop. En op 'n plek voor sy kruisiging sê hy vir sy disippels, groter liefde, volgens Johannes 15 vers 13, het niemand as dit, dat iemand sy lewe afgee vir sy vriend nie, of aflê vir sy vriend nie. Om vir jou boetie te sterf, of vir jou pa te sterf, of vir jou ma te sterf, dit maak nog soort van sin. Maar groter liefde as om vir 'n vriend te sterf, kry mens nie. En Johannes 15 vers 14 sê dan, Jesus sê vir hulle, julle is my vriende, as julle doen alles wat ek julle beveel. So dis 'n simpel ding. As ons gehoorsaam is Jesus ons vriend. Nadat hy opgevaar het na die hemel toe,
of voordat hy opvaar, sê hy, ek gaan na my Vader en hy gaan sit in die regterhand van God. So, hierdie ding, om hierdie ding in perspektief te sit, is dat ek en jy het 'n vriend wat by God die Vader sit. Ons het nou onlangs 'n preekreeks gedoen, waar Wynand basies Onse Vader gedissekteer het, sodat ons kan weet hoe om te bid, want op 'n plek vra die disippels vir Jesus, leer ons om te bid. En hy gee vir ons die Onse Vader, en baie van ons, en selfs ek tot 'n mate, tot en met hierdie afbreek, tot in sy kleiner terme, is dit ook maar 'n tipe van 'n resitasie wat ons opgesê het. Dit is net 'n gebedjie wat ons geleer het. En vandag, as ons nog steeds deur beproewings gaan, wonder ons baie keer nog, wat moet ek bid? Romeine 8 vers 34 sê, Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, en wat vir ons intree. So as ons gehoorsaam is, het ons 'n vriend by God die Vader, en hy tree vir ons in. En Romeine 8 vers 26 sê, die Heilige Gees ook. En dit is die bemoediging wat ek vanoggend vir elkeen van ons wil gee. As ons gehoorsaam is, dis 'n simpel ding wat ons hoef te doen. Dan het ons backup in die hemel. As Ryan, is jou pa die grootste mielieboer in Suid-Afrika is, want hier is so 'n bietjie van 'n swagger. Dit is 'n mooi Engelse woord. Ek tog altyd is so ietsie, maar swagger, dit is die regte woord. En is dieselfde vir elkeen van ons. Ons het, as iemand vir jou uitstaan, en jy kan gekonnekteer word aan hy persoon, dan kan jy bietjie meer breë bors loop. Party mense sê ek is 'n windgat, want die Bybel sê ek kan wees. My pa is die koning van die heelal. Is dit nie amazing nie? Jesus is my vriend, die Bybel sê dit vir ons. Die Heilige Gees tree vir my in. En die woorde wat hulle daar gebruik in Romeine 8 vers 26 is, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Met ander woorde, dit wat ons nie kan aandink nie, tree die Heilige Gees vir ons in. En dis die bemoediging wat ek vir elkeen vanoggend vir ons het. As ons gehoorsaam is aan dit wat vir ons gesê word in die Bybel, en dit is nie, jy het nie 'n meestersgraad nodig nie. Dis 'n boek wat ons elkeen een het. En baie van ons het meer as een vertaling. En party mense kritiseer die verskillende vertalings, want dit breek dit af, maar dit maak dit meer verstaanbaar. Maar daarso die riglyne bly alles dieselfde. So die bemoediging wat ek vir julle vanoggend het is, om ons wees gehoorsaam aan die Here. Om ons lees net bietjie meer wat daai woord vir ons sê. En dan kan ons staan op dit. En ek gaan net 3 gedeeltes uitlig vir die bemoediging daarvoor. Romeine 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. So as jy deur 'n moeilike tyd gaan, siekte, finansiële druk, jy's eensaam, jy's alleen. Nooit is 'n verskriklike lang tyd. Die Here sê hy sal jou nooit begewe. Hy sal jou nooit verlaat. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. So as jy nou met 'n probleem sit, of 'n ding sit wat voor jou is, en jy sê, ek weet nie hoe ek dit gaan deurkom, ek het nie krag daarvoor nie. Die Bybel sê, die Here sal jou nooit bo jou kragte beproef nie. Dis klaar die belofte, en dan hierso is net 'n bietjie, verstaan dit nou. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. So die Bybel sê vir ons, die Here sal jou nie toets bo wat jy kan vertrou, of wat jy kan handle nie.
En as hy jou toets en jy dink so, hy het klaar vir jou uitkoms gereël. Want die Here weet wat vooraan gaan. Ek en jy kan nie die groter prentjie altyd sien nie. Ons sien 'n probleem nou en ons worry nou daaroor. Die Here sien die probleem later. Iemand word weggevat uit jou lewe uit. Want maybe gaan daai persoon later in jou lewe vir jou baie meer hartseer gee. En dis hoekom die Here dit nou doen. Ek vat maar net 'n voorbeeld. Ons word nooit bo ons kragte beproef nie. En met die beproewing kom daar uitkoms. En dan my favourite ene vir daai vieslike COVID tyd was Psalm 91. Ek sal my engele aangaande jou bevel gee. En daarvoor kan ons net elke dag vir die Here dankie sê. Dat as ons hom ken, as ons hom aangeneem het, as ons persoonlike saligmaker, sal hy sy engele aangaande ons bevel gee. En as die Psalm 91 is dit soveel meer as net die engele bevel gee. En ons kan staan op dit. Die woord is die waarheid, dit is God gegewe, neergeskryf deur sy diensknegte en is vir ons tot beskikking en bemoediging. Amen. Kort en kragtig volgend. Kom ons sit net so. Ons dankie ons hemelse Vader, die Here, vir hierdie dag wat U vir ons geskenk het, Here Jesus. Dankie vir bemoediging uit die woord, Here Jesus, en dat ons kan staatmaak daarop, Here. Dat U 'n goeie God is, Here Jesus, wat nooit te laat is nie, Here. Wat nooit teleurstel nie, Here Jesus. En as op U vertrou en as ons gehoorsaam is aan die woord, Here Jesus, is U altyd by ons, Here Jesus, om ons deur te dra. En daarvoor gee ons vir U al die lof, al die eer en al die aanbidding, Here, want U alleen is waardig om geloofig geprys te word, Here Jesus. Here, ons bid dit dat ons, soos ons hier uitgaan vanoggend, Here, nie net die liefde sal ervaar nie, Here Jesus, maar dat U ook ons sal lei en beskerm, Here, deur hierdie dag wat ons moeders gedenk, Here Jesus, en mag U ook daardeur verheerlik word, Here. Al die lof, al die eer, kom U toe in Jesus naam. Amen. Dankie, Here.